Ek sit hier voor 'n ou met 'n baie cool gitaar en sy naam is Sean Reed. Hoe gaan dit met jou, Sean? Hallo Lily, baie goed, dankie met jou. Dit gaan vir my baie lekker, hoor. Dis 'n heerlike dag buite en ek het iemand wat vir my gaan jam in die ateljee. Ag, dankie. Hoor iets so, maar kyk, jy is 'n ou van vele talente en jy begin nou die leertjie klim as musikant ook, maar jy het eintlik so baie ondervinding en kennis in die musiekbedryf, want jy is nie net 'n klanktegnikus nie, jy is 'n fantastiese gitaarspeler en nou begin jy vir ons musiek uitbring. Wat het jou laat besluit om dit te doen? Yes, Lulu, ek het nou actually nog altyd, like heavy music was nog altyd in my bloed gewees en stuff. So, toes ek so, ek het so baie geleer agter die skerms. Nou wil ek kyk, like, gaan ek dit kan doen by myself, sal ek dit kan oorgee aan mense, sal ek cool genoeg kan wees, sal ek vir hulle, like, kan die gevoel gee van, yes, ja, ek mis iemand, of daai wat 'n artist regtig is. Ja. Vir my is 'n artist is iemand wat jy mee kan connect, en as ek gaan na die ouens en mense na wie ek luister, is dit gewoonlik soos mense wat genuinely 'n storie het wat hulle vertel, en ek hoop ek het 'n storie, kind of, ek weet nie, maar ja, dit gaan oor, sal mense dit aanklank vind in die mens wie ek is, in my musiek, want my musiek is tog maar net 'n gedeelte van my, dis soos 'n diary is, is dit net 'n uitknipsel van daai tyd van jou lewe het jy hierdie sang geskryf en jy was in daai posisie of in daai mindset gewees en nou is jy 'n ander mens, maar jy sing nog steeds daai liedjie want dit tog is al iets van dit. Dis soos 'n foto wat jy na kyk. Ja. As jy terugkyk na 'n foto, onthou jy hoe dit geryk in daai bar. Ja, jy proe nog die shooters. Ja, dit is soos jy is daar, jy weet presies waaroor dit gaan. So Bobby van Jaarsveld het nou die dag gesê, baie van sy liedjies kan hy nie uitbring nie, want dit is te rou en te eerlik en te eg. Voel jy ook baie keer so? Ja, ek verstaan waar hy vandaan kom. Vir my is dit, like, dis al wat ek het, is die honesty gedeelte van my. So, ek kom uit as, dis wie ek is. Ek probeer maar net 'n mens wees soos almal van ons, maar my droom is om te sing. So, as ek dit kan doen, is dit baie cool vir my. Ja. Jy het 'n baie spesiale gitaar en 'n gitaar collection waarby ons nou gaan kom. Wanneer het jy begin gitaar speel? Het jy net eendag toe jy jonk was opgetel en jy kon dit druk? Of hoe het dit gebeur? Ja, so basically wat gebeur het is, ek wou actually eers die dromme gespeel het. Te kyk, dit is 'n enige ouer se grootste vrees, dit is dromme in die huis. Dit was 'n nightmare geweest. En toe ek dromlesse by Gappie gekry. Oh wow. En maar dit het ook nie lank gehou nie, so 6 maande. Toe sê hy vir my pa, like nee. Like Sean is eintlik besig om julle geld te mors en my tyd te mors. So kom ons skryf hom iets anders te. Hy oefen nie. Hy oefen net nie. Hy is goed, maar hy oefen nie. So ek gaan hom nie kan leer nie. En toe sê my pa vir my, "Right, seun, wat is dit nou? Wil jy dromme speel of nie? Ek sal jou support met enigiets wat jy doen. As jy wil gaan ballet doen, is dit ook okay." Like ek sê nee, ek wil 'n gitaar hê. Toe verkoop ons my dromstel en ek kry 'n elektriek en 'n amp. Dit was so 'n Sketcher Diamond series gewees. So heavy cool maroon gitaar vir my gewees. En toe sê ek so, right. En toe het my pa my so 'n bietjie geleer in die beginjare, maar hy het ook gegaan soos hy tune die gitaar, dan sê hy vir my, hoor jy hoe klink dit? Dis hoe hy moet klink. En dan tune hom uit en dan gee hy vir my die gitaar terug. Dan sê so, gaan oefen om te tune, leer tune. En hoe dit met my later van tyd actually dat ek die gitaartek geword het op goed was nice. So dan tune ek vir Floors hulle gitare voor ek dit gee en ek sê gitaartek, jy wat nou CTC gecheck het, sal weet hoe daai ouens operate. So. Vertel my 'n bietjie van behind the scenes en dit wat jy doen. Jou ander werk wat jy doen. Ons het nou gepraat oor CTC fees, ek jou daar gekry en jy is die ou wat agter op die verhoog staan en seker maak die gitare en die instrumente is reg vir hulle. Yes, so basically is soos Afrikaans is groot, ek weet nou nie of ek eintlik al die name kan noem, Krone, in die bos, al daai goeders is groot shows waarop ek gewerk het al vir die laaste 10 jaar. En wat ek daar doen is, ek stel op, ek maak seker die amps is aan, die gitare, maar ek is pretty much net vir band daar en vir die gitaarplayers especially. En dan sê ek so like, okay, cool, as hulle snare gaan, dan sit ek nuwe snare op, ek maak die gitare skoon, en so leer ek actually die goed, so ek het my eie mix in my ore, soos my in-ears wat ek dra, dat ek my eie mix waar die gitare super hard is, soos al die ander tekst sê, soos hulle kan nie my goed luister nie, want dit is net gitare, loud. En ek sê, ja, maar
dit's energy, ek like dit en dis wat ek nodig het. En dis jou werk, jy moet seker maak so leer ek al die parte en goed en so het ek geleer by Floors hulle en Danny Smoke hoe om sekere goed te gespeel het en dit was net vir my nog altyd deel van so dis die een gedeelte agter die skerms wat ek doen. Die ander gedeelte werk ek saam met Marie Libbe in die ateljee en ons produce songs saam en ek's daar in die mixing in die mix betrokke terwyl ons mix en goeters doen en dan het ek ook songwriting op my side ook wat ek dan saam met soos Rigan Brissou wat in 'n reën was, ons het daai projek saam gedoen. So ja, dis hoorie, 'n man van vele talente. Nou daai gitaar lyk vir my of hy gespeel wil word. Wat gaan jy vir my speel? Ja, ek sal definitief. Kom ons hoor gou. So ek is 'n massive fan van hierdie volgende ou liedjie wat ek gaan speel en almal sê altyd soos Jessie, sal jy vir ons bietjie, jy klink ietsie soos 'n Neil Diamond en dan sê ek nee, ek like nie Neil Diamond nie, sorry. Soos my pa het ook altyd gesê, jy moet 'n Neil Diamond liedjie hê. Ek sê nee, dankie. Nie vir jou nie. Ek hou eerder meer van die bos, as ek hom so kan sê. So hierdie is my weergawe van Bruce Springsteen, I'm on Fire. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone tonight? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Did he go and do things that I wanted to? I can take you higher. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and put a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Oh no, cool my desire. Oh, I'm on fire. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone tonight? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Liewe ouers. Baie dankie. Jy maak my so rustig, ek wil amper nou nie eers praat nie. Ag, ekskuus man, ekskuus. Nee, joh, dis lekker en dit is ongelooflik om te sien wat se passie jy het vir hierdie instrument en vir die bedryf en sommer net vir alles in die algemeen. Dis vir my so mooi. Awesome. Baie dankie. Yes, ek moet sê dit was bietjie nervous geweest as die eerste radio onderhoud vir my, so baie dankie. Dis baie cool. Nee, dis cool. Ek het nogal gewonder oor die 1 April, so ek sê, "Yes, dit gaan dalk bietjie April Fools vibe wees," maar dit's glad nie. Dit is glad nie. Ek word altyd gevang vir die goed. Dit is omdat ek so beïnvloedbaar, of die Engelse woord beskryf het vir my beter, gullible is. Nee? Ja. Ek glo nie mense kan jok nie. So ek glo altyd enige April Fools joke. Maar Sean sê vir my, jy het 'n baie spesiale pad gestap met Teens Jordaan. Yes. En ek wil so 'n bietjie dieper raak en ek wil net so vinnig jou storie hoor en hoe spesiaal julle vriendskap was. Dankie. Ja, dit is maar altyd 'n ek moes peace gemaak het daarmee dat dit is
dit is my storie en nie om dit 'n sulky storie te maak nie. Net vir almal om daar buite ook om te weet. Dit is nie vir my om ja, kry my jammer vibe nie. Dit is toevallig deel van my storie. So ek het Teens ontmoet in 2014 toe ek Gitaartech daai wat ek agter die skerms werk en die gitare aangee, toe gee ek sy gitaar vir hom aan en hy het altyd sy eie tuner gehad wat hy so opklip. En dan check hy nou die tuning, double check hy dit so. Kyk of jy reg maak. Ja. En toe is ek net soos like, okay, cool, ek check die vibe en ek los toe 'n tuner aan vir hom elke keer. En toe die een dag toe vat hy die tuner net so af en hy gee hom vir my so trust is earned. Ai. En ek sê, yes, okay. En ek het hom vir lank Obi genoem, soos vir ou baas. Ja. So ek sê, yes, Obi, hoor. En toe COVID kom, toe met julle Bok Radio sessies, daai ja, die biltong sessies. Biltong sessies, yes. Toe kom hy en hy so like, nee, hy moet hierdie goed rekord en hoe kan ek kom help met dit? En ek sê, yes, okay, cool. Kom ons het 'n meeting daaroor en ons hoor wat gaan vir wat. En hy verduidelik vir my wat hy wil doen en ons sit toe 'n span bymekaar waarvan Rieke Snell, Hammy, Dani Pretorius en dan obviously die band Danny Smoke, Rochelle Rautenbach en Anton Lemoor en ek het Wenzel uitgelos ook. Hy was die klankou wat daar. Maar toe rekord ons die sessions en van daar af toe gaan ons en dit word geëdit en stuff en dit gaan toe na julle toe. En toe sê ek vir Teens terwyl ons dit rekord, maar Obi, hoekom gaan ons nie weer verder nie en jy maak soos 'n akoestiek album. Ja. Want almal is nou anyway in lockdown en so Niemand het iets anders om te doen nie. ja, dis dit so ja, en toe sit hy nou 'n paar ekstra songs in en dit word toe nou die agterslot en grendel ding. En my werk was om al die goed wat jy nou van Teens op Apple Music en Spotify en al daai goed kan kry, moes ek opgelaai. Dit was my werk gewees. Wow. So en saam om in hierdie projekte gewees het. So toe laai ek al daai goeders op en dit het my geleer weer om al my goed nou te kom doen. So dis 'n ander topic wat ons nou kan aanraak. Ek dink net soos ek dink. Anyway. Toe laai ek al die goeders op vir hom en toe raak hy siek. En hy vra my toe, hoorie, sal ek omgee om in die flat agter te bly? Net dan is daar iemand daar naby wat like soos net 'n oogie kan ja, in case of emergency gaan hospitaal toe jaag of so iets. En ek sê ja, nee, dis reg, ek sal. En toe bly ons vir 2 jaar, 2,5 jaar saam gebly. Soos dit klink weer saam gebly, maar ons was soos roommates basically gewees. En ek het in die flat agter die huis gebly en dan werk ek in die dag daarso en dan in die middag 5:00 as dit klaar is, dan gaan chill ek op die gras en ek speel gitaar en dis hoe ek elke dag, soos as ek klaar gewerk het, dan speel ek gitaar want ek love music en in daai tyd het ek actually nog vir Rieke Snell gitaar gespeel ook. So dan ek het vir 7 jaar vir hom gitaar gejol. So dan ry ek naweke weg, maar as ek weg is dan organise ek my suster dat sy daar bly. Ja. En nou dan het iemand ja, dan doen ek die gigs en dan kom ek terug en dan is ek weer in die WK so en dan dit was die vibe wat ons gehad het. En toe raak hy gesonder. Hy het regtig genuinely gesonder geraak. Sy hare het begin teruggroei en goed. En cool stuff is soos like met daai hele operasie change your DNA. So sy hare het swart uit begin groei. Wow. En dis dit soos like jessie. Dis cool en ek check hy word beter en ek sê cool, Obi, ek nie eintlik werk hier nou meer nie. So toe kom hy hele storie van ek sou besig eintlik om jou geld te mors en ek wil my tyd gebruik vir ander goeders. Ja. En hy sê so okay nee, hy verstaan dit 100%. En ek toe sê ek ook vir hom, maar as jy enigstens my nodig het, bel my like ek is nou daar. Dis 100% like dis nie so no-brainer. En ek gaan toe op 'n writing session ook so oor 'n naweek. Net soos voordat ek nou sou klaar maak, het soos like 2 weke dan ek nou klaar. En ek gaan op die writing session en ek kry toe die oproep en toe is dit so. En toe vra hulle my sal ek omgee omdat ek die huis geken het en geweet het hoe die vibes is daarso, sal ek soos vir die volgende 3 maande in haar huis kan bly net en dit oppas en met die honde nou nog sorg terwyl al die boedels en daai goeters nou moet uitgewerk word en wat ook al gaan vir wat. En ek sê ja nee, sure, cool, want ek verstaan mos nou wat die vibes is. En toe sê hulle vir my, Teens het vir my die studio gear gelos en al die instrumente. So dis hoe dit in die ding gestaan het en toe sê ek soos like, yes, thanks. Ek sê dis regtig cool. Ja. En
Hoorie, dit moes 'n ongelooflike gevoel gewees het om nie net na hom om te sien nie en daar te wees vir hom nie en seker te maak hy's okay, jy was daai vertroueling vir hom gewees en jy was altyd daar en jy het so 'n spesiale plek, vriendskap in sy hart gehad dat jy nog sy gitare geërf het en sy equipment van sy studio wat vir hom baie baie belangrik was. Hoe groot oomblik was dit nie vir jou gewees toe jy dit hoor nie? Dat was, ek was speechless, regtig. Ek's eintlik nog steeds, is dit vir my unreal. En dan sê ek so like, yes, this is amazing. Soos, dit klik nie. En dan as ek speel, dan sê ek soos, yes, dankie vir dit. Dankie Here eintlik. Dis eintlik al wat ek kan sê, want ek het dit nooit verwag nie. En dit was nooit soos, en dit was nooit hoekom jy dit gedoen het ook nie. Ja, ek het net my werk gedoen eintlik. En toe, hoe dit uitdraai dat ek sy goed kry, so ek sê thanks. So ek het altyd, in my show wat ek nou doen, het ek 'n section waar ek sê ek speel 'n liedjie net eintlik vir hom om dankie te sê vir die legend wat hy was, want ek het so baie by hom geleer. Dit is ridiculous. Die goed wat ek by hom geleer het oor hoe om jouself te gedra as jy van die stage afkom. Ja. En ook obviously op stage en voor die tyd en al daai etiket en dan net ander goeie soos lewensstaf het ek by hom geleer, soos hoe om jou bank te operate. En like want dit is moeilik. Ja, ek is super bad met geld ook, want ek sê like ek kyk na geld en ek wil nou gaan party, so ek gaan party. En dis nie altyd die wyse ding om te doen nie. So hy het dat altyd vir my ook gesê en die laaste soos in ons tyd toe ons nou saam was en goed, hy het nogal baie vir my gesê, Shana, onthou net een ding, is 'n lang pad na die liefde. So ek sê, ja, ek hoor jou, maar ek het nou hierdie girl gehad, wat nie toe uitgewerk het nie, maar dis ek net so, want jy raak so blind vir liefde, en dan sit soos like, maar is dit regtig liefde en goed, so dit is ander goeters later van tyd. Lewenslesse geleer, nee. Nou wil jy nie vir my 'n liedjie van Teens doen nie? Ek sal met liefde. Kyk na die stil van my, fluister soos die wind, solitude en stilte, daar sal jy my vind, al jou woorde klou, soos graffiti aan my vas, onverwyderbaar. Gooi jou hartseer vir die reën, dan huil jy nooit alleen. Kyk trane val een vir een. Kry my halfpad in die skemer, halfpad as die dag breek, kry my elke keer. Totdat jy hier teen my kom dans, totdat jy hier in my arms stil kom staan. Kyk na die see vir my, soek my teen die blou. Dis 'n lang pad na die liefde, dit moet jy onthou, maar hier loop ek nou om jou vast te hou, stap ek deur die blou. Gooi jou hartseer vir die reën, dan huil jy nooit alleen. Kyk trane val een vir een. Kry my halfpad in die skemer, halfpad as die dag breek, kry my elke keer. Totdat jy hier teen my kom dans, totdat jy hier in my arms stil kom staan. Deur donker valleie roep ek na jou naam, op horisonlyne sien ek visioene van ons saam. Gooi jou hartseer vir die reën, dan huil jy nooit alleen. Kyk trane val een vir een.
kry my halfpad in die skemer, halfpad as die dag breek, kry my elke keer. Totdat jy hier teen my kom dans, totdat jy hier in my arms stil kom staan. Gooi jou hartseer vir die reën, want dan huil jy nooit alleen. Dis vir my een van die mooiste Teens Jordaan liedjies en dit is 'n pragtige huldeblyk wat jy aan hom bring. Ek is dis verskriklik mooi. Hoor jy die boodskappe op die WhatsApp lyn? Reën, wow, aangenaam verras, so super mooi. Ek kry hoendervleis. Julle maak mens hartseer. Dit is 'n pragtige onderhoud. Wow is al wat ek kan sê. Beautiful and touching. Almal wil net weet wanneer is jy op die verhoog. So ek dink ons gaan definitief vir jou 'n show hier by Heroes Live. Yes, dit sal awesome wees. Dit is een van my drome. Ek gaan vir jou, I'm gonna be your dream maker. Oh yes. Ons gaan vir hom op die verhoog kry en hy gaan hier kom optree vir ons. Hy is nou 'n tydjie in die Kaap. Hy bly Shanri, dat jy bly eintlik in Pretoria. Yes. Ek's daar gebys, maar ek sê altyd soos my pa is, kar se wiele is rond. Hy ry enige plek toe en ja, ek klap hom. So hoorie, so jou heel nuutste eerste liedjie is vrygestel met die naam Spreek jou vry. Waar kom hierdie liedjie vandaan? Yes, so funny enough, dis die eerste liedjie wat ek op hierdie gitaar ook geskryf het. En dit het gebeur waar ek het gesit, dus ek soos like deur 'n bad patch obviously gegaan. Want mense skryf nie diep liedjies as jy happy is, sommer nie. En dus ek het my goeders met die Here reggemaak weer. Ek het hom weer aanvaar as my verlosser en ek glo dat Jesus opgestaan het uit die dood uit en hy kom terug vir ons. En toe ek Jesus sê hy spreek my vry. Hy vergewe my. Hoe kan ek nie myself vergewe nie? En toe ek hierdie hele proses rakende hierdie sang was vir my aan my tipe van briefie, as jy dit so kan sê. Diep in die hart uit, né? Ja, en alles op dit het ek was baie hands-on gewees met hoe dit is. So ek het die sang geskryf, ek het die sang produce, ek het die sang gemix, ek het die video gehelp edit aan. Ek het al die goed self opgelaai op die stasies waar dit nou kan wees. En ek gecheck is vandag is dit eventually op Apple Music op, want ek het iets verkeerd geklik. En so baie van hierdie, dit kom uit my uit, dit is my beste, en ek het so ding gecheck van Rick Rubin waar hy sê, as jy iets uitsit, sit dit uit as 'n offering. So gee jou beste, en ek het regtig my beste gedoen met alles. Ek het die aard ook gemaak, ek het alles moes ek self gedoen het, want ek het nie iemand anders gehad nie. Ja. En ek het dit geleer in die laaste 10 jaar agter die skerms, en dis ek so, laat ek hierdie songs skryf, en want dit wat ek elke keer as ek hom luister, dan is ek so like, okay, dit is nie so bad nie. Sean, daar's daarom bietjie nice in jou ook. So, en die cool ding vir my is elke section van die song, ek het nou baie posts gemaak die laaste ruk oor dit, want ek wil nou obviously hê dit moet nou groot doen, of nie groot doen, goed gaan. En met die posts en die goeders, raak ek toe nou moeg vir die liedjie self, maar dan is ek so, elke keer as ek hom luister, is dit so, dit weer verligting. Dus elke keer as ek hom luister, word ek verlig. So, dan is dit vir my goed genoeg. Ja. En ek hoop ander mense wat die song kan luister ook, en dis vir my is dit nogal die hele idee was, as jy hiervan julle af so deur die berge terugry Pretoria toe. Daar op die N1, daar by Woester. Dit is waar die hele feel vandaan gekom het, is jy reis met hierdie berge, en is net die pas vibes, en dis toe ek het so gery, toe ek sê, ek voel 'n song wat hierdie feel het, en toe begin ek dit skryf, en toe die woorde het net soos uitgekom. Ek het so gesit met die gitaar en gespeel, en toe kom dit net uit. Oh wow. Ja. En is dit nie 'n lekker gevoel om te weet dat jy jou hand in elke liewe element van hierdie liedjie gehad het nie, nê? Jy sit nou seker na die tyd en jy dink, wow, hierdie is my klein babietjie. Ja, in 'n sense, ek dink dis so, maar vir my was dit was net cool geweest om daai experience self moes deur te gegaan het. En ek dink nie so erg dat dit is, kyk hoe goed is ek het alles self gedoen, want dis nie wat ek wil doen nie, is ek moes alles self gedoen het. En ek het baie respek vir ander mense in
in die industrie gekry wat dit doen vir 'n werk. Dis ek so like, yes, you well done, julle. Soos Dis eintlik baie moeilik. werk, ja. Soos super baie werk. En dan kap ek nog steeds aan met my ander stuff wat ek doen. Ja. Saam met die ander ouens. So dit was nogal en ek het dit vir lank probeer geheim hou. Ek het soos vir almal die dag voor hy uitgekom het eers gesê. Oh, wow. Hoorie, dis dit fyn. En ja, ek moet sê soos Rikus hulle was baie cool ook geweest. Maar ek kan nie eintlik iemand uitsonder nie want daar's baie mense dit actually net geshare ook op hulle stories toe dit uitkom. So ek's baie dankbaar vir dit. Ek gaan nou vir jou spreek jou vry speel. Maar Sean, ek wil net vir jou sê jy is amazing en ek sien jy het deur middel van hierdie liedjie het jy weer by die Here uitgekom en hy gaan jou pad vir jou teer vorentoe en hou net altyd vas aan hom en kyk op na bo en gooi jou hartseer vir die reën want dan hy is nooit alleen. Dit was nou regtig so lekker om met jou te kon gesels. Die tyd haal ons in. Dit is amper tyd vir Netisha om in te skuif. So ek sal nog lank met jou kon gesels maar hulle limit my op tyd. baie dankie en baie dankie vir die luisteraars ook daar buite. Julle is amazing en dankie vir die geleentheid Lulu. Dit is regtig next level.